Alright, dat ek begin praat. Sal hy draai die ding vanself om? Draai vanself om? O, is okay. Goed. Okay, kom laat ons maar begin. Ons het net so 'n bietjie nee. Hy is veronderstel om in die boonste laai te wees. Ons het verlede week, net vir die van julle wat nie weet nie, verlede week was hier weer mense wat hier was om te probeer kom karre steel. So Sakkie gaan vanaand self julle karre oppas. En met sy geweer, ja. Nee. Ja, hulle 3 in 'n BMW verby gereis. Toe gelukkig die tuinboy het mos nou ons chap ding, toe hy die gedruk, toe hulle hier afgekop, toe ry hulle weg. Maar die probleem is maar net dat hulle wil van waar is jy dan op? Toe maar los dan mag as jy nou nie. Ek weet waar jy hom sit. Okay. Kom ons maak ons oor toe voor ons begin. Dankie Jesus dat ons weer die voorreg het om te kan stil raak en te kan tyd spandeer saam met U en rondom U woord. En Here, waar ons vanaand gaan praat oor as daar enige vorm van bitterheid en wraak in ons harte is, dan bid ek Jesus dat U met elkeen van ons vanaand gaan deel waar dit is en teenoor wie dit is, en dat ons vanaand by die punt sal kom om finaal daarmee te deel, dat ons volkome kan vergewe soos wat U ons vergewe het. En dit bid ek in die naam van Jesus. Amen. Okay, so ons gaan vanaand 'n bietjie, nou het hy met my bril hier weg. Ons gaan vanaand praat oor bitterheid en dat ek en jy bevry moet word van bitterheid. Nou daar's 3 redes vir bitterheid of maniere of plekke waar dinge gebeur wat mense bitter maak. Die een is persoonlike omstandighede. Dis nou wanneer jy byvoorbeeld in 'n huis groot word waar jy ervaar daar's onreg, of waar daar in 'n huwelik dinge gebeur wat sleg is vir die een party, en dan buite omstandighede. Dit is baie keer te doen met werk of met familie of sulke tipe van dinge, of selfs in kerkopsette waar daar ook bitterheid kan wees, of in regeringsopsette, en dan menslike foute. En dit gaan baie keer waar elke een van ons half sit met onvergifnis teenoor onsself, dat ons het foute gemaak, ons het buite die wil van die Here beweeg of dinge aan iemand anders gedoen, en ons sit dan eintlik dat ons onsself nie kan vergewe het nie. En dit is 'n baie belangrike punt waarby ons ook wat elkeen na moet kyk vanaand. Nou as ons gaan kyk, dan gaan na die woordjie bitterheid of bitter, dan is dit die Griekse woordjie pikros wat van pik afkom, en dit is to cut or to pick, pointed or sharp. So jy kan sien, is iets wat jou seer maak. Nou, maar net die definisie daar in die een Bible Dictionary wat hulle sê, dis a feeling of anger and resentment caused particular by perceived unfairness in sufferings or by adverse circumstances. So dis so 'n gevoel van ek het weer geskryf, bitterheid is 'n gevoel van wraak, en dis 'n reaksie op 'n onreg wat iemand beleef wat teenoor hom gedoen is.
Nou, daar is 'n waarskuwing teen bitterheid in die Bybel. Nou moet jy mooi weet, bitterheid kom nie van die Here af nie. Okay, so enige vorm van bitterheid wat iemand mag hê, kom van Satan af. Nou kom ons gaan kyk nou na wat sê die woord. Die waarskuwing teen bitterheid, belangrike een sien ons in Hebreërs 12 vers 15. So kom ons blaai soontoe. Hebreërs 12 vers 15. Hier staan: sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Nou hy sê hier, daar's 'n saadjie, nee hy sê nie hier nie, ek sê, daar's 'n saadjie van bitterheid. En daai bitterheid, daai saadjie maak 'n wortel, as hy nie dadelik gehanteer word nie. Nee, want 'n saadjie ontkiem ons skiet en hy maak 'n worteltjie. Maar dan, wat gebeur met 'n wortel as hy nie gehanteer word nie? Dit raak 'n boom, of 'n plant of 'n struik. So dit raak net erger en erger. Dis dieselfde met vrees ook. Vrees is ook so, hy begin, jy het dalk 'n vrees met een ding. En as jy nie met dit deel nie, dan, omdat dit van Satan afkom, dan het hy jou om nog iets te vrees, en nog iets te vrees, en dan kry jy mense wat absoluut in vrees lewe vir enigiets. So dit is so belangrik dat ons moet die eerste vorm, met elke vorm van bitterheid moet deel. Nou weet julle, ek het gaan kyk, hoekom hier staan, of wat bedoel hulle met hierdie moeilikheid veroorsaak. Nou die skrifverwysing wat hulle in die Vines het, en nou die Vines is nou net soos die Strongs 'n verklaring, hy sê vir jou wat elke woord beteken, en dan gee hy vir jou al die skrif wat daai woord in het, en waarna dit verwys, waarmee dit in verband is. Nou hy sê, die skrifverwysing hier wat hy het, oor hierdie moeilikheid, wat 'n moeilikheid veroorsaak dit, vir my en vir jou, wanneer ek en jy 'n wortel van bitterheid het, want hy sê hier, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, en dan moeilikheid veroorsaak. Nou wat 'n moeilikheid? Hy skryf hier Lukas 6 vers 18, so kom ons blaai soontoe. Lukas 6 vers 18. En ek dink baie van julle het dit al gehoor. Miskien gaan dit nou net vanaand vir jou 'n bevestiging wees. Hy sê hier, van die hele Joodse land in Jerusalem en van die kusgebied van Tyrus en Sidon af was daar 'n menigte mense wat gekom het om na hom te luister en van hulle siektes genees te word. Ook die wat onder bose geeste gelei het, is gesond gemaak. So die moeilikheid wat bitterheid in ons lewens kan veroorsaak, is siektes. En ek weet Neville Norden is baie sterk daarop. As daar bitterheid, as daar sekere siektes is in iemand, en ek weet spesifiek gewrigsiektes, soos arthritis en daai tipe van goedes, dan sê hy, het hy al gevind, deur ervaring, daar's onvergifnis in so 'n persoon se lewe. En ons gaan net maar sien, dat die enigste manier om van bitterheid ontslae te raak, is deur vergifnis, of vir jouself, of vir iemand anders. Blykbaar, die mediese wetenskap lyk vir my, dis nog nie, ek weet nie of hulle al so uitgesproke is daaroor nie, maar dit net soos wat bekommernisse, beweer hulle, en Dr. John Kitchow skryf het ook in daai boek van hom, The Fourth Dimension, dat as jy worry, dan skei jou brein 'n gifstof af, wat jou liggaam vergiftig. En blykbaar is dit met bitterheid dieselfde, of dan nou onvergifnis. Dit veroorsaak een of ander iets in 'n mens se liggaam, wat daar een of ander gifstof afgeskei word, wat dan in jou gewrigte, arthritis en daai tipe van siektes veroorsaak. Maar ek kan nie vir julle sê dat dit vir 'n feit so is nie, maar Neville, wat al vir baie jare lank in genesing betrokke is, hy sê, hy het agtergekom daar loop 'n direkte lyn tussen daai tipe van siektes en onvergifnis. Die lag breek het af. Lag breek het af, ja, die vreugde. Maar as die oomblik wanneer daar onvergifnis is, dan kom daar ook genesing. Okay. So dit rym net vir my daarmee. En dan die tweede een wat hy hier sê in Hebreërs 12, die een is die moeilikheid veroorsaak, en ons sien nou
dat dit nou die moeilikheid kan wees, en dan sê hy baie besmet ook, en dit kom met die feit dat as mense sit met bitterheid, dan vloek hulle laster, hulle oordeel, hulle spreek woorde van dood uit, daar's rusies en daar's tweedrag as gevolg daarvan, en so besmet jy. Hulle sê dis to pollute moral and physical. En die Vines verwys hierso na Titus 1 vers 15. Kom ons blaai gou soontoe. Titus 1 vers 15. Titus is net na Timoteus. Dis net 'n ou klein boekie. As jy by Hebreërs is, dan blaai jy terug na links, dan kom jy by Filemon en dan kom jy by Titus. Ja, net na Timoteus. Titus 1 vers 15. Hy sê vir die reines is alles rein, maar vir die besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie, want hulle verstand en hulle gewete is besoedel. Nou hierdie besoedeldes is blykbaar hoekom hulle dit sê, dat as ek en jy dink nou 'n bietjie, mense wat met bitterheid sit, jy weet, jy sien dit mos sommer op hulle gesigte, en hulle manier van praat, want onthou, die beginsel is, dit wat binne in jou is, kom uit jou uit. So dit wat by 'n mens se mond uitkom, en julle kan maar luister, iemand wat al ewig gal braak, iemand wat niks goeds te sê het, jy weet, alles is vieslik, alles is aaklig, en jy weet, dit is net daai manier van praat. Hy sit met 'n klomp bitterheid binne in hom. Want die Bybel sê, dit wat by jou mond uitkom, is wat in jou hart aangaan. Goed, so, dis wat dit dan doen, daai besmet is as gevolg van die besoedeling wat in jou binneste is, daarmee besoedel jy weer ander mense. En ja, dis omdat alles is gebeur ons maar in ons koppe. So, dan spreek ons dit uit. Judas 8, maar weet julle, hierdie Judas is 'n snaakse boekie, hoor. Kom ons kyk net gou daar, want hy verwys ook na dit, maar hier is hy vir my 'n ander, ietsiekie anders wat hy hierso sê. Hy sê, en nou is dit met hierdie mense, en dan praat hy van mense wat onsedelike dade pleeg, in die vorige vers. Net so, hy sê vanweë die droomgesigte wat hulle sien, bevlek hulle eie liggame en verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle die hemelwesens. Nou weet ek nie of hierdie beledig die hemelwesens basies maar te doen het met beledig in die algemeen nie. Jy sien is dieselfde ding om te beledig. Dalk het dit daarmee te doen. Want ek kan nie eintlik lekker sien die verband tussen die seksualiteit hier en die besmetting. Ek weet nie, dalk is dit besmetting deur seksuele dinge. Ek weet nie, dit het nie vir my baie sin gemaak nie. Goed, kom ons kyk na die volgende skrif hier, Handelinge 8 vers 23. Kom ons blaai so toe. Handelinge 8 vers 23. Hier is dit die hele verhaal van Simon, en hy was 'n towenaar, hy het toorkunste gedoen. Toe het die disippels nou daar verbygekom, of die apostels, of Saulus, wie was dit geweest? Nee, nog die apostels, en Simon, hierdie towerkunstenaar, hy het gehoor hulle preek, en hy het toe ook gelowig geword. Maar toe sien hy, dat die apostels, wanneer hulle die mense die hande oplê, dan begin hulle in tale te praat, en die mense raak gesond, en allerhande goeders, en hierdie towenaar, kan julle nou vir julle indink, sien maar, hierso is something magic, wat hy nie ken nie, wat hy nie kan doen nie, en hy bied toe geld aan, vir die apostels, hy sê, ek betaal vir julle, sodat ek ook hierdie kunsies wat julle kan doen, laat ek het ook kan doen. En die apostels, Petrus spesifiek, is toe baie kwaad, vir hom hier oor, en ons sien hier van vers 20 af, maar Petrus antwoord hom, gaan na die verderf met jou geld en al, dink jy kan die gawe van God met geld koop, in hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie, bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here, miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig
en deur die sonde verstrik. In die ou vertaling praat hulle van dat jy's in 'n gal van bitterheid. So, hierdie afguns vergiftig, deur die sonde verstrik, word hier vervang met, of eintlik is 'n gal van bitterheid daarmee vervang. En is baie interessant, as ons nou net mag sien, die rede vir bitterheid, dit gaan oor selfregverdiging. En hierdie is, sien julle die woordjie afguns hierso? Want dit is, weet maar, alles verband met mekaar. Ja. Wil jy altyd in Mattheus 18 bedaai in die western goed? Ja? Dan handel hulle oor aan die veiligheid. Dis reg. Dis reg, ja. En ook die siektes, né? Ja. Want alles wat dan van Satan afkom. Jy is heeltemal korrek. Goed, maar hier gaan dit oor 'n gesindheid. 'n gesindheid wat in sy hart, sien julle vers 22? Daar's 'n gesindheid van afguns, daar's 'n gesindheid van bitterheid. En dit bepaal, as jy daai gesindheid het, dan bepaal daai gesindheid jou optrede. Dink nou maar 'n bietjie, wanneer jy kwaad is vir iemand, en daar sit dalk, dan miskien nie so erg om dit haat en bitterheid te doen nie, maar jy's nou net half 'n bietjie vies vir hierdie ou, dan tree jy anders teenoor hom op. Is dit nie so nie? So jou gesindheid teenoor daai persoon, bepaal jou optrede teenoor daai persoon. So, dit eindig nie net daar nie, dis hoekom hulle sê, dit van 'n wortel af raak dit 'n boom, want dit beïnvloed op die ou en jou hele lewe. Wat vir my net interessant is, wat ek hier wil noem, of wil verder aan lees, ons het al van tevore baie hier gepraat oor lewenspreek en doodspreek. Nou, hier is harde woorde wat Petrus hier teenoor Simon sê, né? Jy sien julle, hy sê, jy moet dan die verderf gaan, en hy sê vir hom al hierdie goeders, en hoor hierso, Simon het net tot wedergeboorte gekom, en hoor net hoe slim is hy al. Hy sê hier, Simon sê vir die apostels, bid julle tog vir my tot die Here, sodat niks van wat julle gesê het my tref nie. So hy weet sommer al klaar, die woorde wat Petrus so lelik vir hom gesê het, gaan 'n invloed op sy lewe hê. En hy sê, bid julle, dat dit my nie moet tref. So kanselleer die woorde uit. So wanneer jy onder iemand se tong van bitterheid deurloop, doen wat Simon gedoen het, en sny daai woorde onmiddellik af. Jy sien, ons is baie keer geneig om dan nou sulke woorde vir onsself te vat. Jy moet altyd weet, en hoor nou hier, dit is regtig, dit is 'n vaste reël. Dit wat uit mense se monde uitkom, is wat in hulle harte aangaan. So, baie keer kom daar sulke goeders uit. Ek praat nou nie van as dat nou regverdige kritiek is nie. Wanneer jy wel iets verkeerd gedoen het en iemand sê dit vir jou nie, maar baie keer, wanneer daar bitterheid is dit onregverdige veroordeling en kritiek, bloot net omdat daai persoon seer gekry het, en hy noem al hierdie goed, en hy praat al die goed vanuit sy seer wat hy het, en is nie die waarheid nie, en dan moet jy verstandig genoeg wees om te weet, dat jy hierdie woorde afsny, en dat jy dit nie gaan toelaat dat dit 'n effek op jou hê nie. Want dat daai woorde wat daai persoon praat, daai vloek en sleg sê, is saad wat gesaai word in jou lewe in. So jy moet dit onmiddellik uitkanselleer en afsny, sodat dit nie 'n effek op jou lewe het, soos wat Simon hier geweet het nie. Kom ons kyk nou net na nog 'n voorbeeld wat hulle hier noem, is Romeine 3 vers 14. Met ander iemand wat met bitterheid en met onvergenoeg is. Okay, kom ons iemand wat nie by die Here is. Ja. Spreek goed oor iemand anders uit. Ja. Is dit 'n negatiewe stap in die lewe gesaai word? Ja, natuurlik. Enige iets negatiefs wat gesê word is en so dan kan dit effek hê op die persoon. Ja, want die saad, en saad wat gesaai word, het altyd 'n oes. Net as jy die saad vat.
As jy nee, maar jy moet dit afsny as jy dit nie wil laat toelaat in jou lewe. Soos gesê kan 'n negatiewe effek op iemand is daai persoon 'n Christen. Natuurlik. Joyce sê baie dat die Heilige herinner haar baie daaraan om Jesaja whatever aan te haal waar sy sê dat geen wapen wat teen jou gesnee word is nie aanrig nie. En eendag toe sê sy vir Here, maar hoekom, want sy spreek baie woord. Bid baie woord. Toe sê sy maar Here, hoekom moet ek hierdie spesifieke vers? En sê dit baie. Sê die Here, want daar soveel omdat jy in die publieke oog is, daar so baie mense wat soveel negatiewe goed in hulle spreek. Ja. Nee, dis absoluut 'n feit. Dis absoluut 'n feit, dit is so. Maar nou ook die een van die wat sê spreek as jy vloek nie waardig is nie, gaan hy net oor spoof nie. Oor jou verby, ja. Dit ja. Ek wil miskien al by byvoeg. Ek weet nie, ek self soek nog na 100% antwoord, maar ek wil vir my verstaan om te sê dat iemand wat nie in Christus is nie, het nie autoriteit. Want alle autoriteit is aan Christus gegee, mense wat in Christus is, het autoriteit. Maar is nie altyd bewus daarvan. Ja. Iemand wat nie in Christus is nie, ek het al gesien, baie ou kan so doodspreek, soos wat hy wil. Niks gebeur met hom. Weet jy? En ek wil om vir my verstaan om te sê, daai mense het nie eintlik soveel autoriteit agter hulle woorde as iemand wat in Christus is. En hoe meer jy weet wat die krag van jou woorde is, hoe meer versigtig moet jy wees met dit wat jy sê. Om oor dit. Wetties raak. Ja. Dit sê omdat jy dit wil sê. Ja. Maar ek wil my amper verstaan om te sê dat mense wat nie in Christus is nie, wat nie Christene is, wedergebore Christene is nie, het nie autoriteit. Ek dink 'n Christen is nie, of dit nou 0 is of ja. Ek gaan nie daar vraag doen. Ja. Weet jy, hier is net vir my 'n baie interessante skriffie. Spreuke 30 vers 10. Nou hy sê nie hier of die Christen is nie, maar hierdie vers het my al baie keer laat dink. Hy sê hier, moenie 'n slaaf by sy eienaar beskinder nie. Dalk vervloek die slaaf jou en moet jy die gevolge dra. Dit is so, maar dit is ook oud. Nee, dit is so. Dit is. Absoluut. Ja, nee, dit is so, maar die beginsel bly nog altyd, die saad moet 'n oes hê. So, ons het die autoriteit om dit uit te kanselleer, verseker. Maar okay, daai ou geskinder, met ander woorde, uit die deur oopgelaat. Ja, jy sien nie, die ding is net dat, onthou toe ons hier gepraat het oor die effek van woorde, het ons gesê, logos is net gedagtes, net om te dink oor iets en dan sê jy dit, of jy redeneer oor iets en jy sê dit, dan het dit geen effek nie. Maar die oomblik wanneer jy dinge deurdink, en jy het 'n oortuiging daarvan, en jy sê dit, dan het dit 'n effek. Dan is dit rema. Want dit is so dat almal van ons sê goed. Ek bedoel, almal van ons het al vir ons kinders goed gesê en dit niks gedoen nie. Of vir wie ook al iets gesê en dit niks gedoen nie. So daar's nie 'n goue reël, jy weet, is elke keer en nou moet ons in vrees lewe daaroor nie. Nee, verseker nie. Maar altyd het dit ook al gebeur dat as jy kind sê jy's regte swaap of of jy kan nie wiskunde doen nie. Ja. Dan kan daai kind maar kloeter en hy kom nie by daai wiskunde nie. Dit is ook so. Ja. En hoe sal ek sê jy is 'n gelowige en jy het gesê of 'n onderwyser jy het oor jou kind gesê. Dan kom dit tog so uit. Ja. En ek weet ook al dat mense wat gesê het, eendag gaan ek in 'n vuur doodgaan en dan brand hy. Ja. Maar wanneer kom ek pas aankom dat ons as Christene het geen nie-Christen of Christen se negatiewe woord enigstens as ons weet wat ons autoriteit is in Christus, het geen woord wat enigiemand uit bitterheid vir jou sê enigstens iets te doen of gaan enigstens iets doen aan my lewe nie, want ek weet dat daai woord sny ek af sodra ek hoor. Ja, dis reg. Nee, is niks om oor te vrees nie. Maar dit is iets anders wat jy sê altyd dat jy dit afsny. Maar sodra 'n persoon dit nie afsny nie, maar hy dit in hy vat dit. Maar dit is wat is dit
Maar onthou nou net, ons is onder die genade van die Here en ons is klaar vrygespreekte. So, mens moet nou nie wetties raak oor hierdie goed as jy sê, jy weet, elke keer, nou loop jy, as jy luister net, wanneer sê iemand iets, sny af, dan, ek meen, daar raak ons nou weer, jy weet, wetties op 'n ander manier. Nee. Maar hier kom iets anders vir my uit. Ekskuus tog, hier kom vanaand, beskryf, bitterheid kom ook vanuit jou kinderdae uit. Ja. Bitter is. Ja. Ek besef as kind dit gaan oor bitterheid nie. Ja. So jy word amper groot gemaak met 'n negativiteit. Met 'n negatiewe gesindheid teenoor mense, teenoor die lewe of wat ook al. Ja. Ek wil bijvoorbeeld ek dink iemand wat by hulle gekla het oor haar kinders wat kom kuier nie. Toe kom kuier die kinders. Dus ek kan nie dit fantasties nie, soos jy sê, ja, maar weet jy gou 2 dae weer weg. Maar dan is so bitterheid, so jy wil nie daar kom nie, want dit is vir dit maar dat iets anders wat hierdie ding as 'n kind so groot geword het, dit is altyd amper of jy dit van vat. Want jy weet dit af nie. Die groot, ja, maar dit is 'n rolmodel. Jy sien, dit raak later 'n manier van dink, want jy hoor dit by jou ouers en jy hoor dit by almal. Dis 'n kultuur van negativiteit eintlik meer. Is dit waarvan jy praat? Ja, dis spesifiek van die ek so persoonlik wat regtig by die Here is. Ja. Altyd negatief en alles is donker en ja. Baie keer dan kom mense en hulle sê ek sny dit af. Maar dit is nie eintlik, as iemand jou iets negatief sê, dan moet jy 'n positiewe belydenis maak wat in teenstelling staan met die negativiteit wat jy gespreek het. Dit kom by die seën. Ja. Dat seën die wat jou kwaad en vervloek en wat ook al. Dan moet jy 'n belydenis maak van nee, ek is nie dom nie, ek is slim. Dis reg. Ja, nee, ek sê ons het dit geleer en ek het regtig dit is uit tradisie uit het ons erns gehoor mense ek sny hierdie woorde af in Jesus naam. Waar staan dit in die woord? Dit moet woorde afsny. Die woord praat van as iemand vir jou dit sê dit terug en dit is woord uit 'n negatief kan. Jy weet dit positief kanselleer mos uit 'n negatief. Dis reg, ja. Jy moet maak 'n positiewe belydenis met die negatief in plaas van om te sê ek sny hierdie woorde af en ek sny dit af wat hy sê. Nee, dit is wat 1 Petrus 3 vers 9 sê. Wanneer iemand jou beskuldig of jou kwaad praat, seën daai persoon. Dis die beginsel. Dis reg. Dis die beginsel. Okay, maar kom ons gaan aan hier gaan dit, waar was ons nou, was ons al by, nee ons was nog nie by Romeine 3 nie, ons was op pad soontoe, nee, okay, kom ons blaai gou soontoe, dan kyk ons waaroor gaan dit, Romeine 3 vers 14, Hy sê, hy noem hier 'n klomp goede, maar hier vers 14 sê, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, en hy verwys hierso terug, hieronder na Psalm 10 toe, so kom ons blaai so toe, hy is ook op die aantekening, dan sien ons die hele prentjie daar, Psalm 10, vers 7, so 'n persoon wat bitterheid in hom het, hy sê hier, hy lê 'n vloek op almal, hy onderdruk en hy bedrieg, en hy bedink onheil en onreg. Jy sien, dit is al die negatiewe gedagtes, dis die punt waar ek hier wil by uitkom. Dit gaan hier oor negatiewe gedagtes. Iemand wat, wanneer hy met iemand te doen het, dan as gevolg van hierdie bitterheid binne in hom, is sy gedagtes rondom daai persoon, is negatief. Jy sien, daar is niks goeds wat hy raak sien in daai persoon nie, as gevolg van hierdie gevoel van bitterheid. Nie is altyd teen daai persoon nie, maar sommer net in die algemeen. Jy weet, hy, soos wat sy nou gesê het, hy het half met negativiteit groot geword, en hy is bitter teenoor iemand anders, maar nou is dit het hy hierdie negatiewe gedagtes altyd, teenoor enige iemand, en alles is negatief, so dit lei dan sommer nog tot ander mense ook. Kom ons kyk hier, Efesiërs 4 vers 31, wat hy hier spesifiek sê, ons moet deel daarmee, ons moet nie dit in ons lewens hê nie. Efesiërs 4 vers 31, hy sê, moet nooit verbitterd, en dit is riglyne vir die nuwe lewe, dis die nuwe lewe in Christus, dis die lewe in oorvloed, wat Johannes 10 vers 10 van praat.
Moet nooit verbitterd of vleiend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is. So dis iets wat die Here van ons verwag. Daarom as ons hieroor praat en jy sit vanaand hier en jy sê, maar weet jy, ons het ook gepraat van 'n negatiewe gesindheid. Ons het gepraat van negatiewe gedagtes. En ondersoek jouself vanaand. En wees eerlik met jouself en dink 'n bietjie, wat is jou gesindheid teenoor mense? Is jy sommer al nog voordat jy iemand ken, het jy al half so 'n ding van negatief wees of negatiewe denke? Dan sit jy dan is daar dalk ergens binne in jou 'n wortel van bitterheid. En kom ons wees eerlik vanaand dat ons kan deel daarmee, want dis nie die tipe lewe wat die Here wil hê ons wat in Christus is moet hê nie. Ons moenie so gesindheid hê nie en ons moet beslis nie sulke gedagtes hê teenoor enige iemand nie. Kom ons kyk nou 1 Johannes 2 vers 11 waar hy hier praat van om jou naaste te haat. Dit klink verskriklik. Dit is my vreeslik om te sê om iemand te haat. 1 Johannes 2 vers 11, hy sê, maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Jy sien so, bitterheid gaan, ek weet nie of eers haat is, of seker maar eers bitterheid, en dan kan het self oorgaan in haat, en hy sê so mens, en hy praat hier van sy broer, met ander woorde, dis gelowiges. So jy as 'n gelowige kan ook so ver gaan, as jy nie met bitterheid deel nie, dat jy later haatgevoelens teenoor iemand het, en dan sê hy, ook al is jy 'n kind van die Here, en is jy in die koninkryk van lig, kan jy duisternis beleef, as gevolg van hierdie haat. Hy sê, want hierdie duisternis kom maak jou ook blind. En dis soms, ek het net terwyl ek my voorbereiding gedoen het ek ervaar dat dit baie keer in jou eie mense, in jou eie familie is. En weet julle, hier is 'n voorbeeld, Psalm 55. As ek nou reg onthou, is dit Dawid wat hier praat. Kom ons lees gou vers 3 en 4. Dawid sê hier, hy vra vir die Here, luister na my gebed en antwoord my. My sorge gee my geen rus nie. Ek is hewig ontsteld oor die dreigemente van my vyande en oor die druk van slegte mense op my. Hulle wil my met onreg breek. Onthou julle nou weer, wat is bitterheid? Dis 'n reaksie op 'n onreg. Verwoed stook hulle vyandskap teen my. Dan gaan verder aan na vers 16 toe, nie vers 13 toe. As dit nog my vyand was, wat my smaad aangedoen het, sou ek dit kon verdra. As dit 'n teestander was, wat my wou verneder, sou ek hom kon probeer vermy. Maar nou is dit jy, 'n man soos ek, my maat en my goeie vriend. Ons was so nou aan mekaar verbonde, opgewonde het ons saam na die huis van God toe gegaan. Sien julle, dis iemand wat naby hom was, hy sê hier, dis my maat, my goeie vriend. En teenoor sulke mense kan ons ook hierdie gevoel van, kyk, hy praat hier van onreg en van dreigemente, van mense wat hom kwaad aangedoen het. Spreuke 17 vers 25, kom ons kyk gou daar. Spreuke 17 vers 25. Hier kom het dan nog 'n bietjie nader. Hy sê hier, 'n onverstandige seun is vir sy ouers 'n ergernis. Hy is vir hulle 'n bitter verdriet. En bitter, dit gaan hier oor die bitterheid wat dit veroorsaak. En hoeveel kinders is daar nie wat vir hulle ouers regtig soveel bitterheid bring? Dink maar byvoorbeeld aan kinders wat dwelm verslaaf is, kinders wat heeltemal die lewe die verkeerde keuses maak, wat hulle aan hulle ouers soveel bitterheid gee. Maar as ek nou net dink aan Konrad se ma, sy het ook maar baie bitterheid in haar as gevolg van al Konrad se dinge. Kom ons kyk hier, wat doen bitterheid nog aan ons? Job 7 vers 11. Hierdie een het ek nogals oorgesmaak.
Job 7 vers 11. Julle ken vir Job. Ek gaan nou die nuwe vertaling lees, maar dan gaan ek ook sê wat is die ou vertaling. Die nuwe vertaling sê nee, ek kan nie stil bly nie, in my beproewing wil ek praat, in my bitter lyding wil ek kla. Nou die ou vertaling sê in die benoudheid van my gees en die bitterheid van my siel dan ook wil ek kla, maar dis waaroor dit gaan. Mense wat bitterheid in hulle het, is klaakouse. Hulle kla oor alles. Moan oor alles. As ons sien hier in Job 10 vers 1 ook. Hoor net hier vir Job. Hy sê, my hele lewe walg my. Daarom wil ek aan my klag vrye teels gee en in my bitterheid praat. Sien julle wat doen bitterheid aan 'n mens? Jy wil net kla en kla en kla. So weer eens. Wanneer jy met mense te doen het wat net altyd wil kla. Hulle kla oor dit en hulle kla oor dat niks goed nie. Dan moet jy weet, ergens is 'n wortel van bitterheid. Heel waarskynlik. Kom ons kyk nou na die volgende een, ook hier in Job. Job 21 vers 25. Job 21 vers 25. Ons moet nou maar 'n bietjie verder half gelees. Kom ons lees hier van vers 23 af. Die een mens sterf in sy volle krag, terwyl hy heeltemal tevrede en rustig leef, terwyl hy blakend gesond is en volop mug in sy bene het. Die ander sterf in bitterheid, sonder dat hy voorspoed gesmaak het. Saam lê hulle in die graf, albei oortrek van die wurms. O, liewe land, liewe, kyk, as 'n mens van Job 'n studie wil maak, moet jy baie wysheid hê, hoor? Maar in elk geval, hier gaan dit oor, dat mense kan sterf in bitterheid. Weer eens dalk deur bitterheid wat siektes veroorsaak, sonder dat hy voorspoed gesmaak het. Want dink 'n bietjie, iemand wat so kla, iemand wat so negatief is, ek weet as iemand in 'n werksituasie is en hy's negatief oral as gevolg van bitterheid, kan hy suksesvol wees? Kan iemand wat 'n eie besigheid het en hy's kla en hy's negatief en niemand is goed nie en niemand is reg nie en hy vloek en skel iemand, almal, dink julle so 'n mens kan 'n sukses van sy besigheid maak? Daar kom dit vir my in, dat hy nie kan voorspoed hê nie. Dat hy nie kan suksesvol wees in wat hy doen. So sien julle hoe 'n groot wye effek het bitterheid op iemand se lewe. Nou die rede vir bitterheid is alles in die self gesetel. Selfregverdiging. Ons blaai weer na Job toe, Job 27 van vers 1 tot 6. Job het voortgegaan en gesê, so seker as God leef, hy wat my reg van my af weggeneem het. Julle moet nou weet, julle moet nou Job se hele storie ken. Moenie een versie van Job lees en dan sê, dis die waarheid nie, hoor. Want hier is baie vreeslik teen die waarheid van die woord wat hier in Job staan. Onder andere dit. Hy wat my reg van my afgeneem het, dis nou God daai. Die Almagtige wat my die bitterste lyding aangedoen het. Jy sien, dis waar die mense kom, by God wat vir jou siektes gee en lyding gee. Die Almagtige wat my die bitter lyding aangedoen het. Solank as daar lewe in my is, solank as die asem van God in my is, sal ek niks sê wat verkeerd is nie, en sal daar geen onwaarheid uit my mond kom, hy het nou net gelieg. Daarom kan ek nooit toegee dat julle reg het nie. Onthou, dis nou oor Job se vriende, wat hom die hele tyd gesê het, is as gevolg van jou sonde, dat al hierdie ellendes oor jou gekom het. En Job het wysheid daar gehad, want hy het God se genade op een of ander manier geken, want hy het die hele tyd gesê, dis nie die waarheid, want dis nie my skuld nie. Hier kom sê hy dit weer, daarom kan ek nooit toegee, dat julle reg het nie, met hulle aanklagte, om vir hom te sê, jou vrou is dood, en almal is dood, en al jou vee is gevrek, en jy het alles verloor oor jou sonde. Ons
kinders van die Here dink ons nog steeds so. Tot my dood toe sal ek volhou dat ek onskuldig is. Ek bly daarby dat ek reg het. Ek sal daarvan nie afsien en my lewe lank daaroor verwyd nie. Maar in die proses het hy soveel bitterheid gehad, né? Maar op die ou het erken hy 'n baie belangrike ding, en dit is dat hy God nie geken het. Jy kan gaan kyk dit in Job 42 vers 2 tot 5. Maar kom ons gaan kyk nou. En dis nou die waarop oor ons eintlik uitkom. Ons sien nou al die negatiewe goed van bitterheid. Hoe word ek nou bevry van bitterheid? En moet 'n mens bevry word van bitterheid? Hierso gaan 'n interessante versie in Jesaja 38 wat ek miskien net gou vir jou wil lees. Want dalk weet jy van iemand wat al geredeneer en gesê het, ag maar, so wat as ek dan nou bitter is, ek kom ook deur die lewe. Kom ons kyk hier in Jesaja 38 vers 15 en 16. Wat kan ek sê? Die Here het met my gepraat, hy het gedoen wat hy gesê het. Ek sal my hele lewe lank swaar loop oor wat ek moes verduur. Jy sien, dis iemand se redenasie wat met bitterheid sit. Ek kry swaar in die lewe as gevolg van al hierdie onreg wat aan my gedoen is. Maar dan is hier daarom 'n bietjie hoop in vers 16. Mense leef ten spyte hiervan, Here. Ja, dit is so. Hoeveel mense gaan nie deur hulle lewens met 'n bitterheid en hulle gaan in hulle graf in met al daai bitterheid. Maar hier kom hy sê, en ek sal daarmee saam kan leef. Ja, ons kan daarmee saam lewe. Maar dan het dit 'n effek op ons lewens. Maar hier kom sê hy, maar maak my tog gesond, herstel my. En ek glo dis wat julle elkeen vanaand wil sê. Kom ons gaan kyk nou hier, punt nommer 1. Neem 'n wilsbesluit om te vergewe. Al daai mense wat jy dink, wat onreg aan jou gedoen het. Maak 'n wilsbesluit om hulle te vergewe. Matteus 18. Dit is die gelykenis wat Mariano net van gepraat het. Ek dink aan die vrou wat sy dogter verloor het, die Matteus. Ja. God die saak redelik en hy ontsettende kwaad. Ek sal kan dit glo. Matteus 18 vers 21 en 22 sê, daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Nou as jy hierdie hele verhaal gaan lees, is dit baie interessant. Hy sê, die koninkryk van die hemel, en onthou, wat is, as daar 'n gelykenis is rondom 'n koninkryk van die hemel, dan sê dit basies, dat as ek en jy hierdie ding doen, dan gaan ons 'n koninkrykslewe hê, of nie 'n koninkrykslewe hê nie, afhangende na watter kant toe die storie gaan. Nou hierdie verhaal gaan oor die koning, wat iemand gehad het, wat vir hom baie geld geskuld het. Die persoon het baie geld vir die koning geskuld. Nou die koning verteenwoordig die Here. En toe besluit die Here om vir hierdie man te sê, ek skryf al jou skuld af. En die man is toe baie dankbaar. Maar toe gaan hy uit weg van die koning af. So sê nou maar, dis nou die Here wat vir my sê, Alta, ek skryf al jou skuld af. Jy skuld my niks meer nie. Dis wat gebeur wanneer ek tot wedergeboorte kom. Maar nou kom ek, en ek is nou kwaad vir Karin. En Karin kom na my toe en Karin sê vir my, ag Alta, vergewe my asseblief. Ek het 20 jaar terug het ek vir jou iets lelik gesê, vergewe my. Ek sê Karin, ek weier om jou te vergewe. Ek gaan dit teen jou hou vir altyd en vir altyd. Ek gaan jou nie vergewe nie. Dan is die koning wat die Here is vir my baie kwaad, en dan sê hy hier dat die koning was woedend en het hom oorgegee om gemagtig te word totdat hy al die skuld betaal het. So ek wat dan nie vir haar wil vergewe nie, word oorgegee om gemagtig te word. En wie is die magtelaar? Dis Satan. Jy sien, dis wat onvergifnis doen. Wanneer ek en jy nie wil vergewe nie, word ons oorgegee aan die magtelaar volgens hierdie skrif. Kom ons kyk ook gou Lukas. Jy veroorsaak jou eie magteling eintlik. Ons kan nie ons eie magtelaar wees, want ons kan nie Satan speel nie, maar ja, dis wat jy sê.
wat jy wil sê. Lukas 6 vers 37, moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Lukas 23 is die voorbeeld wat ek en jy van Jesus af, hoe ons partykeer mense moet vryspreek. Want kom ek sê nou vir jou, dat baie mense sit met onvergifnis teenoor iemand, en daai iemand weet nie eers daarvan, van wat hy gedoen het nie. Hy is nie eers bewus daarvan, dat iemand met bitterheid en met onvergifnis sit teenoor hom nie. En dan moet 'n mens vryspreek, soos wat Jesus hierso vrygespreek het in Lukas 23 vers 34. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle gedoen het nie. En dit is presies dieselfde wat Stefanus gedoen het in Handelinge 7, toe hy gestenig is, toe hy presies dieselfde woorde gesê. Vers 60, hulle het vir Stefanus doodgegooi, en hy sê toe, net soos wat Jesus ook gesê het, Here Jesus, ontvang my gees. Presies dieselfde woorde, julle dit besef, Stefanus presies dieselfde, soos wat Jesus dood is. Toe hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. En met hierdie woorde het hy gesterwe. Hier is 'n ander versie, wat ek net hier vir julle wil lees, oor wat het gaan oor my eie foute, en die feit dat ek myself nie wil vergewe nie. Jeremia 2. Dit is wanneer ek en jy verkeerde keuses maak, verkeerde besluite neem, nie luister na wat die Here ons vra om te doen nie, of wat ons weet wat die woord sê ons moet doen nie, en ons doen dit nie, en dan dra ons die gevolge van ons verkeerde besluite, en ons kan onsself nie vergewe nie. Jeremia 2 van vers 17 af. Jy het jou dit nou self aangedoen, omdat jy my, die Here jou God, verlaat het, toe ek jou op jou pad gelei het. Wat wil jy bereid deur na Egipte toe te gaan, en water uit die Nyl te gaan drink? Wat wil jy bereid deur na Assirië toe te gaan, en water uit die Eufraat te gaan drink? Die kwaad wat jy gedoen het, sal jou straf word, omdat jy van my af weggedraai het, sal jy daaronder ly. Jy sal agterkom hoe rampspoedig dit is, jy sal proe hoe bitter dit is, om my, die Here jou God, te verlaat, om geen eerbied meer vir my te hê nie, sê die Here God, die Almagtige. Jy sien, dit is ook, hierdie hele stukkie, dit klink nou verskriklik negatief, maar dit het alles te doen met, of die boodskap wat ek wil oordra, is oor jou eie verkeerde besluite. Dan sit 'n mens met bitterheid, en almal van ons kan getuig daarvan in ons lewens. En moenie met daai bitterheid, jy sien, hy braak absoluut gaal die hele tyd daaroor. En dit is wat die bitterheid doen. Vergewe jouself vir wat jy reken, verkeerde besluite wat jy geneem het. Dis afgehandel, is verby. Mense, ons moenie toelaat dat ons verlede ons toekoms beïnvloed nie. Jou verlede is agter jou, jy kan niks daaraan doen nie. Daai verkeerde besluit van 2 jaar terug, of 20 jaar terug, is agter die rug. Jy gaan nie weer die geleentheid kry nie. Maar onthou, vra die Here, en as jy ook ouers is wat sê, ek het nie al hierdie goedes geweet nie, en ek het al deur 'n egskeiding gegaan, omdat ek verkeerde besluite geneem het. Huweliks ontrou gehad het, en of iemand nie wou vergewe nie, of wat ook al, en daar was gevolge van dit. Vergewe jouself. Daar is nie 'n enkele fout wat jy ooit gemaak het, wat die Here nie kan kom herstel nie. Hy kan nie daai ding herstel nie, maar hy kan dit regmaak. Want hy vat elke negatief en hy maak 'n plus daarvan. Gee die saak oor aan God as jou regter, want weet jy kan nie onreg wat mense aan jou doen, reg in jou eie hande neem nie. Jy kan nie. Doen dit wat hier in Romeine 12 staan. Kom ons blaai soontoe. Romeine 12 van vers 19 tot 21. Vers 19 sê, moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God.
Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En dit is presies die manier hoe om dit te doen is 1 Petrus 3 vers 9. Ek het hom hier in my aantekeninge ingeskryf. 1 Petrus 3 vers 9, wat dit ook nou net maar van gepraat het. Kom ons lees hom net gou dat jy hom net weer vasmaak vanaand. Moenie kwaad met kwaad vergeld, of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. So seën elkeen die wat vir jou vervolg. Kom ons kyk net gou die ander skrifgie daar, 1 Tessalonisense 5 vers 15. Hy sê, sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewe altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle ander mense. Ek het net hier vanmiddag op 'n skrif afgekom, 2 Samuel 13, wat 'n voorbeeld is van hoe ver onvergifnis kan gaan. 2 Samuel 13. Hierdie is eintlik 'n aardige verhaal in die Ou Testament. Julle kan hierdie hele stuk gaan lees as julle sou belangstel. Kyk net hoe interessant begin 2 Samuel 13. Toe het daar 'n ding gebeur. Ek het nie geweet dit staan in die Bybel nie. Maar dit gaan hier oor Dawid se seun Absalom. Hy het 'n mooi suster gehad. Dawid se seun het 'n mooi suster gehad, Tamar. En Amnon, 'n ander seun van Dawid, het op haar verlief geraak. Nou op die ou end sien julle hier in vers hier vers 15 rond, vers 14, Amnon wou nie na haar luister nie, want hy het toe nou verlief geraak en op die ou end het hy toe deur 'n skelm manier gesê sy moet by hom kom lê. En toe het hy haar verkrag. Ons sien hier vers 14, hy het haar gepak en hy het haar verkrag. Maar nadat hy dit gedoen het, het hy 'n afskeid na haar gekry en hy het basies vir haar weggejaag. En toe vind Absalom daarvan uit, nou die broer, vind toe uit dat sy ander broer het nou die suster verkrag. En hy was toe baie kwaad, vers 20. Haar broer Absalom het toe vir haar gesê, was jou broer Amnon by jou? Toe maar my suster, bly nou maar stil. Hy is jou broer, moet jou nie hieroor verknies nie. Tamar het toe in haar broer Absalom se huis gaan bly en sy was 'n wrak. Koning Dawid het van alles gehoor en hy was woedend. Absalom het nie 'n enkele woord met Amnon gepraat nie. Jy sien, hy het hom nie vergewe nie. Maar hy het hom gehaat, omdat hy sy suster Tamar onteer het. 2 jaar later, let wel, 2 jaar later, was Absalom besig om sy skape te laat skeer in Baal, Gasor en Efraim, en op die ou end het hy toe nou sy manne bymekaar gekry, en hy het gesê, hulle moet vir Amnon vra om saam te gaan. En hy reël toe met hulle, hy sê, Absalom het sy leiwagte beveel, vers 28, julle moet oplet, net as Amnon lekker jolig raak van die wyn, sal ek vir julle die teken gee, slaan hom dood. Moenie bang wees nie, ek gee myself die bevel, pak hom, moenie weifel nie. En op die ou end het Absalom sy eie broer laat doodmaak, want daar was onvergifnis. Sien julle die duisternis waarvan ons net maar gepraat het? Onvergifnis laat vir jou dinge doen wat totaal duisternis aktiwiteite is, nie van die Here af is nie. Altyd is soos om gif te drink en jy hoop die ander ou gaan dood. Ja, dit is regtig so. Dit is so. Die Heilige Gees herstel naaste liefde. Hoekom? Hoe is dit moontlik? Want die Heilige Gees is die een wat liefde in ons kom uitstort. Romeine 5 vers 5 sê dit vir ons. So vir enige persoon, daai persoon wat jy nog so 'n gevoel van bitterheid het, of voel hierdie persoon het jou onregverdig behandel,
en jy sukkel om 'n gesindheidsverandering teenoor daai persoon te hê, of jy sukkel om positiewe denke teenoor daai persoon te hê, vra dat die Heilige Gees opnuut weer kom liefde, sy liefde, goddelike liefde vir daai persoon oor jou kom uitstort, spesifiek vir daai persoon. Hy sê hier vers 5, die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hoekom? Want die Heilige Gees is deel van God, so dit is binne in jou. Onthou, dit is iets wat kom en gaan nie. Die Heilige Gees is in jou, die Heilige Gees is deel van God, en God is liefde. So die Heilige Gees wat in jou is, daai liefde is daar, maar dat die Heilige Gees net daai liefde kom openbaar eintlik nie. Dit is klaar uitgestort. En dan maak hierdie verse jou gebed, Filippense 1 vers 9 en 10. Ook bid hy dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling. Jy sien, ons moet begrip hê vir mense wat aan jou verkeerde goed gedoen het. Want wanneer doen iemand verkeerde goed aan jou? Wanneer hy sit met issues in sy lewe. En hê begrip daarvoor. Nie praat dit goed nie, maar verstaan wat sit agter dit. En hy sê 'n fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en sy eer. Hier is net een voorbeeld wat ek nog vir julle wil lees, en dit is in Genesis 33. En hier gaan dit oor Jakob en Esau. Nou, julle ken die verhaal van Jakob en Esau, die tweeling. Esau was die eerstgeborene, en hy was veronderstel om die eerstgeborene seun te kry, en toe het die ma mos nou met 'n skelmstrook gekom, dat Jakob toe nou die seun kry, en die twee broers was toe as gevolg van die verkeerde optrede van die ma, was Esau toe nou so kwaad, en hy vat die pad en hy loop, né? Nou hierdie twee broers was toe heeltemal verwyderd van mekaar. Kan julle nou vir julle indink daai onreg wat aan Esau gedoen is? Hy moes met soveel bitterheid gesit het. So hierdie verhaal is eintlik vir my 'n kosbare verhaal. Ek lees vir julle vinnig. Toe Jakob deur die spruit was, het hy vir Esau in die verte sien aankom met 400 man by hom. Jakob het die kinders onder Lea en Rachel en die twee persoonlike slavinne verdeel, en die slavinne met hulle kinders op die voorpunt gesit. Lea met haar kinders was agter hulle, en Rachel en Josef heel agter. Hy self het verbygegaan tot heel voor, en toe hy nader na sy broer toe kom, het hy 7 keer diep gebuig. 7 keer? Hoeveel keer moet ons vergewe? 70 maal 7 keer. Esau het hom tegemoet gehardloop en hom omhels. Esau het sy arms om Jakob se nek gesit en hom gesoen, en hulle het gehuil. Esau het opgekyk en die vrouens en kinders gesien, en toe sê hy, wie is al die mense by jou? En Jakob het geantwoord, dis die kinders wat God in sy liefde aan my gegee het. Die persoonlike slavinne het met hulle kinders nader gekom en gebuig, en toe het ook Lea met haar kinders nader gekom en gebuig, asof almal het kom om verskoning vra. Josef en Rachel was heel agter, en ook hulle het nader gekom en gebuig. Toe vra Esau, en wat is jou bedoeling met al hierdie goed wat ek gekry het? En Jakob antwoord, dit is om u vriendskap te wen. Maar Esau sê vir hom, broer, ek besit self baie, wat joune is, moet joune bly. Toe sê Jakob, nee, as u my goedgesind is, moet u my geskenk aanvaar. Ek het na u toe gekom om u goedgesindheid te wen, net soos wanneer 'n mens in die teenwoordigheid van God verskyn, en u het my vriendelik ontvang. Aanvaar tog my geskenk wat vir u gebring is, want God was goed vir my en ek het oor genoeg. En Jakob het by Esau daarop aangedring, en toe aanvaar hy die geskenk. So, vergifnis. Spreek vry. Maak reg. Enige iemand wat jy vanaand hier kan sê, weet jy, eintlik het ek nog so 'n bietjie van 'n grudge teen daai persoon of daai persoon. Gaan maak reg. So
soos Jakob en Esau. Moenie toelaat dat bitterheid jou denke beïnvloed nie, jou gesindheid beïnvloed nie, want op die ou end kan daai worteltjie 'n hele boom maak in jou lewe. Goed, volgende Dinsdag aand het ons dan nog nie Bybelstudie nie, want dit is 'n vakansiedag, en dan die week daarna gaan ons praat oor hoogmoed, en word bevry van hoogmoed. Ok, kom ons maak. Enige gebedsversoeke, enige iets wat iemand wil sê of vra? Almal happy? Niks pyne nie, niks siektes nie? Niks moeilikheid nie? Niks bitterheid ook meer nie? Julle almal klaar vergewe? Kom ons raak sommer net vir 'n oombliekie stil, net so 'n oombliekie stil gebed. Dat jy net kan sê, Here, ek dink teenoor daai persoon voel ek nog nie baie lekker nie, en spreek elkeen nou vry. Spreek hulle vry in die naam van Jesus. Dankie Jesus dat U vir ons die perfekte voorbeeld van vergifnis gegee het. Want U het vir elkeen van ons so vergewe, dat U nooit meer dink aan ons sondes nie. En Here, ek bid dat U vir elkeen van ons gaan help, om elke persoon vir wie ons nou vrygespreek het, of al in die verlede vrygespreek het, en ons bly nog dink daaroor, Here, dat U daai gedagtes ook heeltemal sal kom wegvat. Here, ons wil vanaand vir U kom eer, vir U woord, en dankie Jesus dat ons vanaand kan besef dat ook al is daar onreg in ons gedoen, en ook al het mense al vir ons soveel keer verlelike goed gesê, dat ons vanaand die keuse kan maak om hulle te vergewe, en ons wil in die plek daarvan, van al die lelike goed wat kwaad wat gepraat is, beledigings en beskuldigings, wat na ons kant toe gekom het, Here, wil ons vanaand kom omdraai, en ons wil elkeen van die mense kom seën, met die keer van U seëninge. Here, ons wil net U vrede en U vreugde en U goedheid en U guns oor hulle kom uitspreek. En dankie dan vir die wonderlike belofte in U woord, dat U self sal kom om vir ons te kom seën. Here, ek wil bid vir hierdie tyd, hierdie 2 weke wat ons mekaar hier gaan sien, ek wil bid Jesus vir elke huwelik, ek wil bid vir elke familie, ek wil bid Jesus vir elkeen wat hier is, dat U hulle sal seën in hulle huise, sal seën by hulle werk, sal seën in elke verhouding, en Vader, ek bid dat elkeen van ons die begeerte sal hê, om te sterf van onsself, dat ons nie meer sal lewe nie, maar dat ons U Gees sal toelaat om deur ons te lewe, deur ons te praat, en deur ons te doen, en deur ons in elke situasie op te tree. En dankie Here dat ek kan vra dat U vrede en U vreugde, en U goedheid en U guns, ons metgeselle sal wees, en dat U genade, dat ons so bewus daarvan sal wees, en dat U genade krag deur ons sal vloei in elke situasie. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ons gaan nou lekker teetjies drink.
kosbare woorde sterker vir die week. Dankie hoor. Lekker aan. Dankie Adrie. Ek gaan nou dan iets ag nee, die ander eetgoedjies gaan nou kom, hoor, het mag het. Nee, nie dan. My kombuis lyk is in 'n toestand, hoor. Dit mag gaan boysen. Bye-bye. Dankie, julle ook hoor. Bye-bye hoor. Goed gaan. Ops. Ek sien volgende week se praatjie. Ja? Hierdie is die hele speech gaan oor ambulans. O, is dit? Ja. Syne wat dit my. Ek weet jy, dis een van daai ons seker die ding afhaal. Wat hoe sit 'n mens die ding nou af? Al wat ry uit. Dit is so goed. Dis nie wat ons wil druk nie, dis bly. Hier.